Goedenavond. Allemaal naar achter ook. Oké. Ik is hier om vir Pieter te verwelkom, Pieter Leroux. En nou moet ek die naam reg kry, is Creation Ministries International. En hy sal vir julle vertel presies waar het gaan. Dit klink vir my baie interessant so. Pieter, baie dankie, baie welkom. Baie dankie, vol welkom. Ons sien later as ons ietsie gaan eet. Dan is verder ja, baie dankie eers en wie julle. Nou maar baie dankie vir die verwelkoming. Dis lekker om terug te wees. Ek was in 2017 laas hier in Gobabis. Wie was hier gewees? Dit was 'n Saterdagoggend. Daar was om een hand gewees. So lekker om terug te wees. Bietjie nuwe inligting wat ek met u gaan deel aangaande hierdie onderwerp van oorsprong. Nou wanneer ons praat oor die onderwerp van oorsprong, hoe dinge destyds tot stand gekom het, dis belangrik om daaroor te praat ten opsigte van twee goed. Ten eerstens is dit belangrik ten opsigte van Bybelse autoriteit. Want hoe kan ons die Bybel vertrou as die wetenskap in die wêreld glo konsys sê dat Genesis verkeerd bewys is? En tweedens is dit belangrik ten opsigte van die evangelieboodskap, want hoe kan ons aan die wêreld daar buite 'n betroubare evangelieboodskap met hulle gaan deel as dit kom uit 'n boek wat die wetenskap sê konsys alreeds verkeerd bewys is by die eerste hoofstuk. Nou ek wil begin met 'n navorsingsstudie wat in 2019 gedoen is deur 'n groep genaamd George Barna Research. Hulle het dit gedoen saam met World Vision. Hulle het 15,000 mense onderhoude meegevoer in 25 verskillende lande. Klomp interessante goedjies, bevindinge wat hulle gemaak het, onder andere hierdie ene. Wat het hulle bevind is tans die nommer 1 struikelblok tot geloof vir 18 tot 35 jarige mense. Dan oor die jong mense. Wat is hulle grootste struikelblok tot geloof? Wie wil raai skoot vat? Dit is die wetenskap. En hierdie ouens het verder bevind dat meer as die helfte van hierdie jong mense glo dat wetenskap en evolusie 'n kwessie is wat hulle belangstelling in die Christelike geloof verhinder. So hoekom is dit dat die wetenskap en evolusie vir hulle 'n hindernis is? Dis omdat wanneer die wêreld begin praat oor evolusie, dan dink jy deursnee ou by die huis hier word nou van wetenskap gepraat. En volgens daai tipe wetenskap, daai evolutionistiese tipe wetenskappe, is die Bybel alreeds konsys verkeerd bewys in Genesis hoofstuk 1. Want Genesis leer vir ons dat God in 6 letterlike gewone dae alles gemaak het. Uit niks uit nie, deur net te praat. Maar as dit waar is, dan beteken dit onder andere daarop dag 6 dat dinosourusse gemaak is saam met die mens. Nou volgens die wetenskap is dit nie wat gebeur het nie. Volgens die wetenskaplikes sê hulle vir ons is hierdie prentjie wat daar links bo in die hoek begin met die Big Bang, die oerknal wat plaasgevind het miljarde jare gelede. En toe so oor die miljoene jare het planete begin vorm, die aarde het begin vorm, dit het gereën op die aarde, oseaan het gevorm, lewe daar begin as eenvoudige organismes en dit het so oor die miljoene jare al hoe meer en meer kompleks geword totdat die mens uiteindelik op die toneel verskyn het. So sien as ons nie hoofstuk 1 in die Bybel kan vertrou as die letterlike waarheid nie. Hoekom sal mense dan enigstens verder die Bybel wil vertrou dat dit die waarheid praat? As die Bybel 'n fout gemaak het met sy geskiedenis, dan is die probleem, hoekom sal ons dan die Bybel se teologie vertrou wat gefestig is op daai geskiedenis van die Bybel? En uiteindelik hoekom sal ons die evangelieboodskap vertrou as die waarheid? En vir baie mense vandag in die wêreld, miskien nie vir u nie, maar vir baie mense lei dit tot 'n geweldige geloofskrisis. Die probleem is, hierdie evolusiegoed is gewoonlik al waaraan ons die hele tyd blootgestel word. Ons kinders en kleinkinders op skool en universiteit, dan word hulle in die middag blootgestel deur die sekulêre media se programme, weet National Geographic se programme, baie pro-evolusie. Walt Disney, ek meen vra vir enige 10-jarige kind wat het met die dinosourusse gebeur, hoe het hulle uitgesterf? Dan gaan hulle vir jou sê, nee oom, is toe daai groot klip miljoene jare gelede op die aarde geval het. Dan rek die ma se oë net so groot. Wie leer vir hom hierdie twak? Dis Walt Disney. Weet nie of jy van hierdie boekie weet wat uitgekom het nie, wat moet ons met ons kerk doen? Hy is op die Woordfees bekend gestel in 2017 daar in Suid-Afrika. Hy is geskryf deur Dr. Yuri van der Heever. Hy's 'n voormalige dosent by die Universiteit van Stellenbosch, 'n paleontoloog. Hy kyk na fossiele. Hy's onder andere 'n ateïs. Hy het daai boekie geskryf en in die boekie het hy 'n paar aannames gemaak. Hy begin met die voorveronderstelling dat evolusie die waarheid is. So dit het plaasgevind, die mens het uit aapagtige oermense dinge ontwikkel. Dan gaan hy verder in die boekie en hy sê dat die mens het vir God uitgedruk.
Soos ons nou ontwikkel het uit die aap uit, het ons kop al hoe groter geword en ons al hoe slimmer geword en toe dink ons nou vir God uit. Hy sê daar bestaan nie 'n ding soos 'n God nie. Hy sê daar was nie iets soos 'n maagdelike geboorte gewees nie. Jesus is nie deel van die Godheid nie. Jesus het nie uit die dood uit opgewek, is nie uit die dood uit opgewek nie. Daar is nie iets soos 'n hemel en 'n hel en 'n oordeelsdag nie. En dan sê hy, leraars weet hierdie goed. Dominees en pastore, hulle weet hierdie goed. En is tyd dat hulle nou die waarheid begin praat in die kerke. En op hom vir hulle lidmate te vertel, daar's enige hemel waartoe ons kan gaan. En dan eindig hy boekie deur te sê hy 2 teoloë gekry wat hy boek van hom gelees het en dit goedgekeur het. En gesê dis die reine waarheid. So dan is die vraag, okay, so wat is die rol dan nou van die kerk? En hy beantwoord die vraag self in die boek. Hy sê predikante behoort opgeleid te word om lidmate te help om 'n betekenisvolle aardse bestaan te voer en nie 'n fiktiewe hiernamaals as finale beloning vir aardse lyding voor te hou nie. Hy sê die kuns is dus om steeds 'n produktiewe, betekenisvolle en 'n moreel-etiese bestaan te voer. Maar nou is my vraag aan Dr. Judy van die Heuvel, as daar nie iets soos 'n oordeelsdag is nie, hoekom moet ons moreel-eties goeie lewens volg? Ek meen, kan ek dan doen met my lewe wat ek wil nie? Daar's dan mos nie 'n oordeelsdag nie. En in elk geval, hoe bepaal hy wat is moreel-eties en wat is nie moreel-eties nie? Want wat hy dink is iets goeds om te doen, dink ek miskien is nie. So dis sy opinie teen my opinie teen 'n ander se opinie. So wie se opinie is nou die regte opinie? Jy sien, ons word deur die wêreld gebreinspoel vandag. Ons laat toe dat die wêreld vandag ons dinkwerk vir ons doen. Nou die wêreld daar buite, dink jy daai wêreld is lief vir Jesus Christus? Hulle haat hom. Jesus het self so gesê, Johannes 7 vers 7, die wêreld haat my. Hoekom? Omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. En die wêreld daar buite sal alles in sy vermoë doen om nie net vir Jesus te vernietig en aan te val nie, maar ook sy verlossingsboodskap. Nou ongelukkig is dit so dat baie Christene so nie gewoonte gekom het om meer te luister na wat mense in die wêreld sê as wat die Bybel sê. Daar's ongelukkig baie Christene daar buite wat so nie gewoonte gekom het om na baie van hierdie groot teoloë en ouens op YouTube en so aan eerder vir hulle te gaan luister as wat in God se woord staan. Weet, hoekom sal ons na enige iets luister wat enige iemand sê as dit in stryd is met God se woord? Die Bybel waarsku vir ons teen dit. Paulus het geskryf daar in Romeine 12 vers 2, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Met ander woorde, ons moet altyd leer om ons denkwyse te begin by God se woord. Nou dis waar ons bediening in die prentjie pas. Dis onder andere ons primêre doel. Ons leer vir mense hoe om dit te doen, hoe om altyd te luister na wat die wêreld sê, maar dan te gaan kyk wat in die Bybel staan. En as dit wat die wêreld sê verskil van wat in die Bybel staan, dan is die wêreld ons verkeerd. En dan moet die mense daar buite in die wêreld hulle idees en teorieë verander om in lyn met die woord te kom. So ons bediening besoek hoofsaaklik kerke en gemeentes reg oor die wêreld, ook skole. En dan, ons is 'n inligtingsbediening, so ons produseer inligting om vir mense te help om die gesag en die akkuraatheid van God se woord te kan help verdedig, letterlik vanaf die eerste versie. En ons kry die inligting wat ons produseer uit in verskeie hulpbronne, soos onder andere boeke wat ons produseer. En die idee met ons hulpbronne is juist dat mense dit vir hulle self in die hande sal kry en hulle self sal toerus met antwoorde. Spesifiek ouers. Want dink 'n bietjie, as ouers toegerus is wanneer dit kom by hierdie onderwerp, dan kan hulle mos weer hulle kinders gaan toerus. Later hulle kleinkinders gaan toerus. Of hulle wys, dit wat in die Bybel geskryf staan, is die waarheid en ons kan dit vertrou. Nou een van die hoofhulpbronne wat is natuurlik ons webtuiste. Dis 'n baie maklike webadres om te onthou. Dit is netcreation.com. En op daai webtuiste gaan jy meer as 45 jaar se skepingsinligting kan kry. Dis hoe lank ons bediening al aan die gang is. So al wat jy hoef te doen is jy gaan na daai soek engine daar regs bo in die hoek. En daar is 'n tikkie nou maar net in die vraagie waar jy nog altyd 'n antwoord op wil gehad het. Byvoorbeeld, waar het Kain 'n vrou gekry? Waar pas dinosourus in die Bybel? Waar kom al die verskillende rasse vandaan? Hoe werk hierdie radiometriese dateringsmetodes? Enige so iets, tik jy daarin en dan sal jy sien ons het al oor die 16,000 artikels geskryf oor die afgelope 45 jaar in antwoord op hierdie tipe vrae wat ons van mense ontvang het. En daai artikels is almal gratis en verniet. So jy kan dit gaan lees op die rekenaar, aflaai op die rekenaar, aanstuur vir die vriende en familie en op so 'n wyse ons webtuiste gebruik as 'n hulpmiddel om die evangelie boodskap ook 'n bietjie meer effektief in hierdie wêreld uit te dra. Nog 'n manier wat ons het om antwoorde by mense uit te kry is via ons elektroniese nuusbrief. Ons noem ons nuusbrief 'n infobite
En die idee met die nuusbrief is om vir mense op hoogte te hou oor die nuutste aannames wat elke dag deur die sekulêre wetenskaplikes in die media kom. Jy weet, as daar nou weer een van die dae 'n nuwe aapmens opgegrawe gaan word hier iewers in Afrika, binne 'n paar dae kom ons ouens bymekaar en dan skryf hulle 'n eenvoudige artikel vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief sodat u kan sin maak van daai tipe bewyse. Nou indien jy dalk nou vanaand hier sal sit en dink, ja, miskien moet ek ook so 'n gratis e-posie van tyd tot tyd kry net om op hoogte van sake te bly, dan het ek vir julle goeie nuus dat ons gaan sommer nou vir julle geleentheid gee om daarop in te teken. Ons gaan so 'n vormpie laat sirkuleer en al wat u hoef te doen as u e-pos wil ontvang, vul net vir my in die naam en van en daar waar dit sê poskode skryf net Gobabis en dan u e-posadres en dan sit ons vir u op ons lys. Nou ek beloof vir ons gaan nie toegooi met die e-pos nie, dis hoogstens 2 maande wat ons altyd uitstuur en aan die einde van elke e-pos is daar die geleentheid dat indien u dit nie meer wil ontvang nie, dan kan u nie daar aan die einde van die e-pos die inskrywing beëindig. Vir die mense wat aanlyn kyk, hulle kan net by die webtuiste creation.com, jy kan daar gaan inteken op die e-pos. Nou terwyl die vormpie so gaan sirkuleer, dan sal ek net aangaan met die aanbieding om daarom so 'n bietjie tyd te spaar vanaand. Nou, ons gaan vanaand 'n bietjie kyk, wat sê die Bybel, wat sê die wetenskap, hoe pas die twee bymekaar? So as ek vanaand verwys na die wetenskap, wat presies bedoel ek met wetenskap? Nou as 'n mens die definisie gaan opsoek in die Woordeboek, is dit eintlik 'n baie eenvoudige definisie van wat ware wetenskap is. Dit is kennis wat verkry word deur waarnemings te doen en eksperimente te doen. Met ander woorde, ek weet nie of jy dit besef nie, maar ware wetenskaplike navorsing kan slegs in die hede gedoen word. Ons kan slegs waarnemings in die hede doen. Slegs eksperimente in die hede opstel. Slegs ons eksperimente herhaal in die hede, ons kan kontroles daarvoor opstel in die hede. Ons kan mos nie teruggaan na die verlede om te gaan kyk wat daar gebeur het nie. Of ons kan nie teruggaan selfs na gister om 'n eksperiment daar te gaan doen nie. Stem jy saam? Nou goed, hierdie tipe wetenskap verwys ons na as eksperimentele wetenskap. En dit is wat ek onder andere destyds vir 6 jaar van my lewe by die Universiteit van die Vrystaat daar by Bloemfontein gaan studeer het. Ek het dierkunde gestudeer, 'n meestersgraad verwerf in dierkunde. Toe word ek 'n hoërskool biologieonderwyser en ek gaan leer vir hoërskoolkinders hoe om hierdie tipe wetenskap te doen. Om jou waarnemings te maak, jou eksperimente op te stel, kontroles vir jou eksperimente ensovoorts. So ons bediening, dames en here, is nie teen die wetenskap gekant nie. Ons is mal oor die wetenskap. Waarteen ons wel gekant is die sekulêre konsensus wanneer dit kom by hoe oud die aarde is en of evolusie nou waar is of nie. Nou, eksperimentele wetenskap, dit volg wat ons noem die wetenskaplike metode. En dit is wat ons vir die kinders daar in Suid-Afrika in die skole leer. Jy begin met jou hipotese, jou raaiskoot, wat jy dink gaan gebeur. Byvoorbeeld, ek dink water kook by 100 grade Celsius op kusvlak. Dis wat ek dink gaan gebeur. Maar nou moet ons dit gaan toets. En ons gaan toets ons hipotese deur middel van ondersoeke en eksperimente. So ons vat ons ketel en ons termometer en ons ry af Henties Baai toe en ons gaan kook daai water daar by die see en te kyk wat gebeur. Maar jy kan nie die water net een keer kook nie. Jy moet jou eksperiment 'n paar keer herhaal om seker te maak jy het nie dalk iewers 'n fout gemaak nie. Jy moet dan kyk of jy elke keer dieselfde antwoord kry en dieselfde resultate kry. In hierdie geval sien ons nie elke keer die water kook daar by 100 grade Celsius en nou kan ons lekker ons data evalueer en daaroor gesels en uiteindelik kan ons dan besluit, my hipotese is geldig. Want in hierdie geval weet ons almal water kook by 100 grade Celsius by kusvlak. Maar as dit 'n bietjie baie is om te onthou, daar's 'n makliker manier om vas te stel of iemand besig is met ware wetenskap. Toe ek nog hoërskool biologie gegee het, het ek vir die kinders geleer, daar is net een vraagie wat jy vir iemand hoef te vra om te weet of hy besig is met ware wetenskap. Byvoorbeeld, as daar iemand staan, 'n onderwyser of 'n professor, en hy gee vir jou klas en hy sê vir jou 25 miljoen jaar gelede het daar, kom ons sê nou maar 'n meteoriet op die aarde geval. Wat is die vraagie wat ons van daai persoon moet vra om te weet of hy besig is met ware wetenskap? Wie wil 'n raaiskoot van? Daar's 'n leidraad, dit kom uit die boek Job. Wat is die eerste vraag wat God vir Job gevra het daar aan die einde van Job, toe hy vir hom sê, bly jy nou 'n bietjie stil en kyk of jy vir my kan antwoord? Wat is die eerste vraag wat God vir hom gevra het? Jy kan onthou. Waar was jy toe ek die fondasies van die aarde gelê het? Met ander woorde, as iemand so 'n stelling maak oor iets wat in die verlede gebeur het, dan vra ons net vir daai persoon, meneer professor, was jy daar? Het jy dit sien gebeur? Of weet jy van iemand wat dit sien gebeur het? Want per definisie, as iets nie waargeneem is, die dames en here, is dit nie wetenskap nie. Dan is daai persoon besig met wensdenkery, spekulasie, raaiskote.
En dan het ek altyd hierdie oefening vir die kinders laat doen in die klas. En ek gaan dit met u doen. Kom ons sê u is vanaand 'n paleontoloog. U kyk na fossielbene. U kom op daai skedel af. Hy's nie baie groot nie, hy's so omtrent so 5 cm groot, maar dis al wat u gekry het daar in die grond, net die skedel. Deur net na die skedel te kyk, was daai dier 'n vleiseter of 'n planteter? Vleiseter. Hoe weet jy dit? Was hy die tande? Okay, nou, dit is nie 'n goue reël in die wetenskap dat as 'n ding skerp tande het, hy 'n vleiseter is nie. As 'n dier skerp tande het, beteken dit God het hom gemaak met skerp tande om sy kos ordentlik te eet. Die vraag wat ons moet vra is, was jy daar? So was enige een van u daar toe daai dier lewendig was en besig was om sy kos te eet? Nee. So u het 'n aanname gemaak gebaseer op iets wat hier in die hede is. Met ander woorde, u kan verkeerd wees, nie waar nie? Nou, u is in die bevoorregte posisie dat ek destyds daar was toe daai dier lewendig was. Hy was nogal besig om te eet en toe het ek 'n foto van hom geneem. Wil jy graag sien wat dit is? Dis natuurlik 'n vrugtevleermuis. So net om vir julle te wys hoe maklik dit is om in die struik te trap. As jy opkom met allerlei idees en stories wat jy dink daar in die verlede gebeur het, jy kan nie teruggaan om te gaan kyk of jy reg is nie. Dit kan wees dat jy ontsettend verkeerd is. Maar moenie sleg voel as jy nou gesê het dit is 'n vleiseter, weet in die struik getrap het. Jy weet wat? Dis presies wat die evolusioniste doen. Hulle begin met hulle hipotese. Hulle sê vir ons 15.000 miljoen jaar gelede was daar hierdie Big Bang, die oerknal. En dan aanvaar hulle daai hipotese as geldig. Dis letterlik wat gebeur. Want kyk 'n bietjie, as jy nou sê daar was 'n Big Bang, dan moet jy dit mos gaan toets. So jy moet nog 'n Big Bang opstel om te kyk of dit wat daar gaan plaasvind, wat jy dink gaan plaasvind, daar gebeur. Maar jy kan nie net een Big Bang opstel nie, jy moet so 'n paar van hierdie Big Bangs oerknalle laat plaasvind. En dan moet jy elke keer dieselfde resultate kry en dan moet jy dit kan evalueer en debatteer en slegs dan kan jy sê jou hipotese is geldig of ongeldig. Maar hierdie ouens spekuleer oor dinge wat in die verlede gebeur het wat niemand ooit waargeneem het nie en dan sê hulle is reg. En ons sit maar by die huis en dink ja, hulle is reg, maar hierdie ouens is so slim. Nou hierdie tipe wetenskap waarmee hulle besig is, dit is nie eintlik 'n wetenskap nie. Evolusie is meer 'n tipe van 'n filosofie. Dit is 'n manier van dink wat vermom word om te lyk soos 'n wetenskap, maar dit is nie ware wetenskap nie. Dit pas beter in by die tweede groep van wetenskappe en dit is wat ons noem historiese wetenskappe. Dis 'n tipe van 'n forensiese wetenskap. Want dis wanneer ons na bewyse kyk hier by ons in die hede, maar dan probeer ons uitpluis wat het destyds daar in die verlede gebeur om aanleiding te gee tot wat ons nou het hier by ons in die hede. Nou gou vinnige vraagie vir u. Fossiele. Ja, almal weet wat 'n fossiel is, né? Wie kan vir my sê waar bestaan fossiele? In die verlede of in die hede? Ek hoor nou hede en ek hoor verlede. Okay, kom ek vra die vraag 'n bietjie anders dan kyk ons of die reaksie dalk 'n bietjie anders is. Kom ons sê hierdie ding wat ek vashou is 'n regte fossiel. Hierdie spesifieke fossiel, waar kry ons hom? Daar in die verlede of hier in die hede? Ja, nou sê almal hede. So net so 'n vinnige demonstrasie om te wys hoe ons alreeds deur die wêreld geëvolusioneer is om te dink dat iets soos fossiele in die verlede bestaan. Hulle doen nie. Alle fossiele op aarde, dames en here, bestaan in die hede. Die organismes het geleef in die verlede en hulle het gevrek in die verlede en hulle het gefossileer in die verlede. Maar ons sit vandag met die bewyse hier by ons in die hede. Jy sien, alle bewyse op aarde bestaan in die hede. Want ons het nie die geskiedenis nie. Slegs geskiedenis kan vir ons sê wat het in die verlede gebeur. Maar die oomblik as mense opkom met allerlei stories en idees van wat hulle dink destyds daar gebeur het, dan roep daai mense hulle geloofsoortuiging na vore. Dit wat hulle glo destyds daar gebeur het, wat hulle nooit waargeneem het nie. Jy sien, dames en here, alle wetenskaplikes op aarde besit presies dieselfde bewyse, byvoorbeeld dieselfde fossiele. Met ander woorde, jy kan 'n Christen wetenskaplike wees of 'n ateïstiese wetenskaplike. As jy dieselfde bewyse het en jy gebruik die wetenskaplike metode, gaan jy presies dieselfde antwoorde kan kry. Byvoorbeeld hierdie twee uiterstes op hierdie spektrum, die Christen wat glo in die Bybel, hy glo in 'n letterlike skepingsverhaal, maar dan kry jy ateïs wat sê daar is nie God nie, hy glo miljoene jare evolusie ensovoorts. As ons dieselfde fossiel vir beide daai persone gaan gee en ons sê vir hulle weeg daai ding, meet hom bietjie vir ons, kyk 'n bietjie na sy chemiese samestelling, gaan daai twee ons presies dieselfde antwoorde kry. Maar wanneer dit kom by hoe daai organisme destyds tot stand gekom het, waar hy vandaan kom, dan gaan daai twee ouens van mekaar verskil.
Wie die Christen gaan na daai fossiel kyk en hy gaan sê, dit is 'n wonderlike bewys vir skepping wat plaasgevind het destyds. Die ateïs gaan na daai selfe fossiel kyk en hy gaan sê, nee, dis 'n wonderlike bewys vir evolusie wat destyds plaasgevind het in die verlede. Nou, hoekom is dit dat hierdie twee ouens van mekaar verskil wanneer dit kom oor goed wat in die verlede gebeur het? Dis omdat hulle verskillend groot gemaak is in hulle lewe. Die Christen het groot geword met wat ons noem 'n Bybelse wêreldbeskouing. Met ander woorde, hy begin altyd sy denkwyse vanaf die Bybel, en die ateïs het groot geword met wat ons noem 'n sekulêre denkwyse. So hy begin altyd sy denkwyse van wat mense gesê het, is reg of verkeerd. Hy sit sy vertroue op mense. En dit is hoekom hierdie twee ouens van mekaar gaan verskil. So sien, die stryd daar buite in die wêreld, dames en here, is nie 'n stryd tussen die Bybel en die wetenskap nie. Dis 'n stryd tussen twee verskillende maniere van dink. En dit is waar die groot stryd lê nie. En die manier waarop 'n mens dink, dit gaan uiteindelik bepaal hoe jy jou lewe gaan leef. As jy 'n Christen is, jy glo die Bybel, jy leef volgens die Bybel, dan gaan jy mos nou in jou spoor trap, want jy weet daar is iets soos 'n oordeelsdag. Maar as jy ateïs is, en vir jouself sê, daar is nie 'n God nie, daar is nie 'n oordeelsdag nie, as ek dood is ek nou maar net dood, dan gaan jy mos lewe soos eene, in sonde wat jy die hele tyd hoef te lewe, of kan lewe, want daar bestaan nie eintlik iets so sonde nie, jy maak jou eie reëls, jy besluit wat is reg en verkeerd. Nou, een van die grootste mites, wanneer dit kom by die Bybelse wêreldbeskouing, van hoe die heelal destyds tot stand gekom het, is dat dit uitsluitlik gebaseer is op geloof, en niks met die wetenskap te doen het nie. Ons word deur die wêreld geïndoktrineer om te glo dat ouens soos ek, wat glo in Bybelse skepping, ons weet niks van die wetenskap af nie. Terug by Dr. Yuri van die Heever, hy praat baie Sondagoggende, ek dink so 10:30, 11:30 se kant op radio RSG, daar in Suid-Afrika, is daar 'n program genaamd Hoe verklaar jy dit? Gewoonlik so 'n paneel van 3 wetenskaplikes, en dan kan jy jou vraagie instuur na hulle toe, en dan beantwoord hulle dit vir jou oor die radio. Hy is baie keer deel van die paneel, en in 2019 het iemand vir hom 'n brief ingestuur, en vir hom gevra, hoekom laat hy nie toe, dat ons, by Creation Ministries, ook 'n bietjie insette op die program, Hoe verklaar jy dit, kan gee nie. En dit is wat hy vir die persoon geantwoord het. Hy het gesê, die program, Hoe verklaar jy dit, gaan oor die wetenskap. Dis 'n program wat natuurverskynsels en wetenskaplike verskynsels probeer verduidelik. So, Creation Ministries International vorm nie deel hiervan nie. Nou, wat probeer hy sê? Dat ons niks van die wetenskap af weet nie? Dis vreemd dat hy dit sal sê, want ons het 15 PhD wetenskaplikes wat voltyds vir ons werk, wat hulle grade gekry het by 'n sekulêre universiteit net soos hy. So ons weet ietsie van die wetenskap af. So dis nie dat ons niks van die wetenskap af weet nie. Weet jy hoekom is hy teen ons organisasie gekant? Want ons wetenskaplikes glo aan wonderwerke. Ons glo in die bonatuurlike, en hy glo dit nie. Jy sien, wat die wêreld gedoen het daar buite is, hulle het die woord wetenskap gekaap. Die woord wetenskap vandag, as jy hom in handboeke sien, verwys dit beide na eksperimentele wetenskap en historiese wetenskap. So basies wat die wêreld gedoen het, hulle het die woord wetenskap geherdefinieer, en hulle herdefinieer hom nou as filosofiese materialisme, wat basies beteken, sodra jy oor wonderwerke en die bonatuurlike begin praat, is jy nie 'n wetenskaplike nie, want ons kyk nie na daai deel nie. Dit bestaan nie. Maar ware wetenskaplike navorsing is tog 'n soeke na die waarheid, nie waar nie? Jy gaan kyk na al die bewyse, na alles, selfs al is dit goed waaroor jy nie saamstem nie, dit gaan ondersoek en gaan kyk en dan tot jou gevolgtrekkings kom. Jy kan nie van die begin af sê, nee, ons sluit daai deel uit nie, ons kyk net na hierdie deel. As jy dit doen, is jy besig met wetenskap nie. Dan is jy besig met wat ons noem wetenskaplikheid. In Engels sê ons, you're not busy with science, you're busy with scientism. Nou wat is hierdie wetenskaplikheid? Dit is die siening dat die wetenskap die enigste betroubare metode is om waarheid te bepaal. Met ander woorde, as jy wil weet of iets reg of verkeerd is, gaan vra die wetenskaplikes. Is abortus reg of verkeerd? Kom ons gaan vra die wetenskaplikes. Is genade dood reg of verkeerd? Kom ons gaan vra die wetenskaplikes. Wat van homoseksualiteit? Kom ons gaan vra die wetenskaplikes. Jy sien, die wêreldse wetenskaplikes vandag daar buite is nie uitsluitlik op soek na die waarheid oor hoe alles destyds tot stand gekom het nie. Hulle is besig om 'n model saam te stel om hulle narratief, hulle idee van alles destyds tot stand gekom het, hulle geloofsposisie te ondersteun. En volgens daai geloofsposisie van hulle is daar nie iets soos die bonatuurlike nie, is daar nie iets soos wonderwerke nie. En die wêreldse wetenskaplikes, dames en here, steek dit nie eers weg nie. Ek gaan net vir 2 aanhalingkies lees wat ons oor die jare in die literatuur op afgekom het. Eerstens is deur Dr. Scott Todd, hy is 'n immunoloog by Kansas Staatsuniversiteit in Amerika, en hy het gesê,
Selfs al dui al die data na 'n intelligente ontwerper of natuurlik 'n God, word so 'n hipotese van die wetenskap uitgesluit. Hoekom? Want dit is nie naturalisties nie. Met ander woorde, selfs al die bewyse vir jou dat daar is 'n skepper God, kyk ons nie daarna nie, want dit is onwetenskaplik. Volgende aanhaling is deur professor Richard Dickerson, hy's 'n evolusionêre bioloog daar in Amerika, en hy het gesê, wetenskap is fundamenteel 'n spel. Dit is 'n spel met een oorheersende en bepalende reël. En wat is daardie reël? Kom ons kyk hoe ver en tot watter mate ons die gedrag van die fisiese en die materiële heelal kan verklaar in terme van suiwer fisiese en materiële oorsake, sonder om die bonatuurlike aan te roep. So ons kyk nie na wonderwerke, ons kyk nie na die bonatuurlike, net natuurlike verskynsels. Dis waarna ons kyk. Ek weet nie of u dit net opgelet het nie. Dr. Yuri van der Heever het presies dieselfde gedoen. Hoekom wil hy nie vir ons toelaat nie? Wat het hy geantwoord? Dis 'n program wat natuurverskynsels probeer verduidelik. So hulle soek 'n natuurlike verklaring vir enigiets. Nou, so van wonderwerke in die bonatuurlike gepraat. Wie kan vir my sê, wat is die grootste wonderwerk in die Bybel? Enigiemand? Hulle gaan gewoonlik vir die opstanding, maar is nie die opstanding nie, daar's iets baie groter. Wat kan dit wees? Ek gaan vir julle 'n leidraad gee. Ek beloof julle, almal van julle wat hier sit, gaan daai Bybelversie nou vir my kan opsê. As ek sê vir my wat staan in daai Bybelversie. Wat 'n Bybelversie ken bykans al die Christene daar buite vandag. Genesis 1 vers 1. Wat staan daar? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit is die grootste wonderwerk in die Bybel. Dames en here, as jy iets kan maak uit niks uitneem, kan jy alles doen. Nie waar nie? Wat is dit vir jou om 'n dooie ou te laat opstaan? Wat is dit vir jou om 'n maag te laat swanger word? Wat is dit vir jou om op water te stap? Ek meen, jy het alles gemaak. Jy is die baas. Jy is in beheer van alles. Dit is die grootste wonderwerk in die Bybel. Genesis 1 vers 1. As wonderwerke onmoontlik is, dames en here, jy geweet, dan is ons Christelike geloof nutteloos en van geen waarde vir ons nie. Paulus het dit gesê. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, en as Christus nie wat nie opgewek is uit die dood nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Jy sien, hierdie sekulêre wetenskaplikes en hierdie ateïste, hulle beroep hulle altyd op twee goed. Die wetenskap en logika. Maar ons het nou net gesien, hulle skelm, hulle speel vuil as dit by die wetenskap kom. Hulle herdefinieer die woord wetenskap om hulle geloofsposisies te pas. So hulle is nie regtig eerlik as dit kom by die wetenskap nie. So kom ons gaan kyk 'n bietjie hulle logika, of dit 'n bietjie meer sin maak, of dit 'n bietjie meer water hou. Nou daar is slegs een van twee maniere hoe hierdie heelal destyds tot stand gekom het. Die eerste manier is op 'n suiwer natuurlike manier waar daar absoluut niks was nie, en toe ontplof dit en toe maak dit alles. Met ander woorde, niks het alles gemaak. Dis jou ateïstiese siening. Die tweede manier hoe hierdie heelal destyds tot stand kon gekom het, is natuurlik op 'n bonatuurlike manier, waar daar wel een of ander skepperwese was aanvanklik wat alles uit niks gemaak het nie. Nou van daai twee, die eerste of die tweede manier, watter een van daai twee is wetenskaplik onmoontlik om te kan plaasvind? Die eerste een of die tweede een? Nee, die eerste een. Hoe kan niks iets maak? Niks is mos niks, nie waar nie? So dis wetenskaplik onmoontlik. Weet, die eerste wet van termodinamika sê vir ons, energie en materie kan nie geskep of vernietig word nie. Dit word net verander van een vorm na 'n ander vorm. Met ander woorde, die groot vraag is, waar kom al die materie vandaan? Waar kom al die energie in hierdie heelal dan vandaan? Met ander woorde, wat een van daai twee is meer logies om te kon plaasvind? Selfs al glo mense dit nie. Dis die tweede ene. Daar moes 'n skepperwese gewees het daar buite waar al hierdie goedes vandaan kom. Nie waar nie? Dit kon nie van niks gekom het nie. En dis presies wat die Bybel sê. Daar staan in Romeine 1 vers 20, Paulus het gesê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. En wat is hierdie onsigbare dinge waarna Paulus verwys? Sy ewige krag en sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Met ander woorde, deur na die natuur te kyk, weet jy, dit moes 'n begin gehad het, en wie dit ook al gemaak het nie 'n begin nie. Hy is ewigdurend. Jesus sê vir ons, God sê vir ons, ek is die begin, ek is die einde. En tweedens, daai skepper moet God wees. Hy kan alles doen. Hy's buite tyd. Hy het tyd gemaak, hy het krag gemaak, hy het materie gemaak. So die ouens het nie 'n verskoning om te sê daar is nie 'n skepper God nie. Woord gaan verder in Hebreërs, dit sê elke huis word deur iemand gebou.
maar God is die een wat alles gebou het. Hierdie gebou, dames hier, hierdie kerk waarna ons vanaand sit. Hoe weet ons daar was bouers hierso? Want hierso staan 'n gebou, nie waar nie? Met ander woorde, die gebou is die bewys dat daar bouers was. So, ons glo nie hier was ouens wat hier gewerk het op 'n stadium nie. Ons weet hier was ouens, want hier staan 'n gebou. Selfs in 'n skildery. Ons kyk na 'n skildery. Hoe weet ons daar was 'n skilder gewees? Want daar hang 'n skildery. Iemand moes die skildery geverf het. 'n Skildery kan ook nie self verf nie. Met ander woorde, selfs al het ons nie die skilder gesien nie. Ons weet daai skildery, daar moes 'n skilder gewees het een of ander tyd in die verlede. Ons glo dit nie, ons weet dit. En daarom, dames en here, as die mense my vrou, weet jy daar's 'n God, dan sê ek vir hulle, weet wat? Ek glo nie daar's 'n God nie. Ek weet daar is 'n Skepper God, want waar kom alles vandaan? Die skepping van God is die grootste bewys dat daar 'n Skepper God daar buite is. As jy die Psalm lees, 19 vers 2, dan sê dit vir ons, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Dis die eerste ding wat in ons gedagtes moet opkom, as ons so na die sterre in die nag kyk en sê, wow, ons God het dit gemaak. Dis hoe groot hy is. Wat doen 'n mens dit as 'n prinses 'n padda soen en daai padda verander onmiddellik in 'n prins? As wat staan dit bekend so in die omgangstaal? Wat noem ons dit? Ja, 'n wonderwerk, korrek, of 'n sprokie, nou, of 'n feeverhaal. Maar wat noem 'n mens dit? As jy daai selfe padda 250 miljoen jaar gee om in 'n prins te verander. As wat staan dit bekend? Dan doen mense dit wetenskap. Dames en here, ons leef in 'n tydperk waar wetenskapsfiksie vir baie mense realiteit geword het. Kyk, die ateïste moenie vir my sê hulle glo nie aan wonderwerke nie. Hulle glo aan wonderwerke, maar hulle wonderwerke vat net baie langer om plaas te vind. Want wragties, om 'n para in 'n mens te verander, dit vat geloof daai. Nou sê 'n bietjie vir my, hoekom wil die wêreld so narstigtelik graag ontslaa raak van wonderwerke en van die natuurlike? Baie maklik te verduidelik. As daar regtig 'n Skepper God is, wat bestaan? Beteken dit mos hy het ons gemaak. Dit beteken ons behoort aan hom. Hy het autoriteit oor ons lewens. Hy maak die reëls en as ons nie die reëls volg nie, gaan daar nagevolge wees. Maar as jy jou gewete kan sis met die idee van daar is nie 'n Skepper God nie. Vader tyd en moeder natuur, hulle is jou ouers. Jy het van niks gekom. Jy is jou eie God. Jy maak jou eie reëls en as jy doodgaan, dan is jy nou maar net dood. Daar is nie so 'n oordeelsdag nie. As ateïste regtig eerlik met 'n mens moet wees, sal hulle erken hoekom hulle ateïs is. Dis nie omdat hulle nie glo daar's 'n Skepper nie. Die Bybel sê almal weet in sy hart daar is 'n Skepper God, maar dis omdat hulle niks met 'n Skepper God te doen wil hê nie. Want die oomblik as daar 'n Skepper God is daar iets soos sonde, is daar iets soos 'n oordeelsdag, is daar iets soos gevolge en hulle sis hulle gewete met daai idee van ek kom van die natuur af, daar is nie 'n Skepper God nie, maak my eie reëls. Dit is waaroor die groot stryd vandag daar buite gaan. Die meeste van die goed wat ek tot dusver met u gedeel het en waarna ek nou nog gaan verwys, kom hoofsaaklik uit die tydskrif wat ons uitgee. Ons gee hom al vir die afgelope meer as 45 jaar lank wêreldwyd uit. Dis heidaglik die tydskrif wat in die wêreld die meeste gelees word wanneer dit kom by die debat van Bybelse skepping teenoor evolusie. Dis 'n 56 bladsy volkleur glanstydskrif. Hy gaan tans uit na meer as 110 lande wêreldwyd. En ons roem daarop dat ons tydskrif nie een enkele betaalde advertensie op een van sy bladsye het nie. Want ons glo regtig dat elkeen van ons bladsye tot die absoluut maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting uit te kry by die mense daar buite in die wêreld. Ook in die middel van elke tydskrif is daar altyd 'n afdeling wat op die kleiner kindertjies gemik is. So weer eens net om 'n bietjie tyd te spaar vanaand na afloop van hierdie aanbieding, dan sal ek vir geleentheid gee en dan kan jy inteken op ons familietydskrif. So nou het ons gekyk wat die wetenskap sê, wat daar buite in die wêreld aan die gang is. Met ander woorde, hierdie ouens probeer dit herdefinieer om hulle geloofsposisie te ondersteun. Die idee dat daar is nie 'n Skepper God nie, daar is nie wonderwerke nie ensovoorts, die natuur het homself gemaak. So wat ons nou gaan doen is, nou gaan ons net die Bybel gebruik as ons verwysingsraamwerk om te kyk wat skrif alleen vir ons leer. Hoe het hierdie heelal dan nou destyds tot stand gekom? So as ons teruggaan na die skepingsweek, dan sien ons aan die einde van die skepingsweek het God na alles gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê alles was nie goed nie, maar baie goed. Jy weet in die Hebreëse konteks beteken dit letterlik God kon dinge nie beter geskaap het nie. Dit was absoluut perfek. Met ander woorde wat die woord vir ons leer is die volgende: aan die einde van die skepingsweek was daar nie goed soos dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting. Was nie goed soos kanker nie. Weet vir ons Kaapenaars is dit lekker om te dink, was nie goed soos Global ondersteuners nie. Hierdie perfekte paradys waar ons gebly het, dis net 'n grappie. Ek weet nie of jy dit besef nie, God het na Adam en Eva gegaan.
Ek het nie die vers hier nie, maar hy het vir hulle beveel om slegs plantmateriaal te eet. Hy het na die dier gegaan en beveel om slegs plantmateriaal te eet. Met ander woorde, daar was nie vleiseters aan die einde van die skepingsweek gewees nie. So waar kom al hierdie slegte goed vandaan? Waar kom dood, kanker, waar kom daai goed vandaan? Baie maklik, Paulus sê vir ons Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. So fisiese dood kom van sonde af in die tuin van Eden. God het vir ons gewaarsku wat gaan gebeur as ons van daai vrug eet. Hy het waarom gesê die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterf. En in die Hebreëse konteks beteken dit Adam, jy sal begin sterf en aanhou sterf tot jy eendag heeltemal dood is. Met ander woorde, Adam en Eva en al die lewende organismes het begin verouder van daai dag af. Onthou, God het aanvanklik alles gemaak om vir ewig te leef. Daar was nie fisiese dood nie. So, wat die woord vir ons leer is die volgende. Aan die begin was daar geen dood, geen pyn, geen siekte, geen lyding, geen bloedvergieting. Maar toe kom ons as mens op die toneel, ons rebelleer teen God, sonde kom in die skepping en vir die heel eerste keer. En wat het ons net gesien? Wat is die gevolg van sonde? Fisiese dood, pyn, siekte, kanker, lyding, bloedvergieting, al daai nare spulgoed dat ons as mens oor onsself gebring het. En volgens die Bybelse geslagsregisters, as mense so bymekaar gaan tel, het hierdie gebeurtenis plaasgevind slegs 'n paar 1000 jaar gelede, wat fisiese dood vir die eerste keer in God se skepping ingekom het. Maar nou is die probleem, ons kinders gaan skool toe, gaan universiteit toe, en dan sien hulle hierdie goeters in die boeke, hierdie geologiese kolom, al hierdie rotslae, so een op die ander ene geteken, elkeen het 'n baie moeilike groot naam, en hoe dieper jy afgrawe in die grond, hoe ouer word hierdie rotslae. En dan in elke rotslae is daar spesifieke fossiele wat in daai rotslae aangetref word. Maar nou is die probleem die volgende, indien hierdie rotslae regtig hierdie miljoene jare oud is, beteken dit die fossiele wat in daai rotslae aangetref word, moet ook miljoene jare oud wees, nie waar nie? En as dit waar is, dan sit ons met 'n bitter groot probleem. En dis nou regtig die belangrikste prentjie wat ek vanaand vir u gaan wys in hierdie aanbieding is hierdie ene. Adam en Eva in die tuin van Eden. Dis die einde van die skepingsweek, God kyk na alles wat hy gemaak het en hy het gesê alles is baie goed. Maar nou indien daai rotslae regtig miljoene jare oud is, dan beteken dit onder die tuin van Eden lê daar 'n fossiel begrafplaas, kilometers diep, wat bene bevat wat kon sy miljoene jare oud is en tekens bevat van dood, pyn, siekte en lyding wat plaasgevind het, lank voordat sonde in die skepping ingekom het. Weet, ons kry goed soos gefossileerde kankergewasse in dinosaurus fossiele wat kon sy miljoene jare oud is. Ons kry gefossileerde dorings wat kon sy miljoene jare oud is. Wat leer die Bybel vir ons? Waar kom dorings vandaan? Wie kan onthou? Na die sondeval nie waar nie? So, hoe kan 'n God van liefde na daai miljoene jare van dood, pyn, siekte en lyding kyk en dan verklaar hy, dis alles baie goed? Dit maak ons nie sin nie. Wie wil in elk geval so God aanbid? 'n God wat kyk hoe goed doodgaan, mekaar uitskeer, opvreet, mense wat kanker kry en sê goed, dit is baie goed. Dit maak nie sin nie en dis heeltemal teenstrydig teenoor wat die woord vir ons leer. Want die woord sê vir ons, God het dit vir ons perfek gegee. Ons het aangejaag in die tuin, dood, pyn, siekte en lyding in hierdie skepping ingebring. Nou sit ons met die gevolge en baie keer is dit met mense sleg gaan. Vir wie blameer hulle baie keer eerste? Dis vir God. Dis ons eie skuld. God wou nooit gehad het dat enigiets slegs ons gebeur nie. Vir ons gewaarsku, maar ons as mens het besluit ons weet beter as God. So hierdie is die groot prentjie van ons Christelike geloof. Dit begin met daai perfekte goeie skepping wat God aanvanklik vir ons gegee het. Geen dood, pyn, siekte en lyding nie. Maar toe kom ons as mense op die toneel, ons rebelleer teen God. As gevolg van dit het God na Adam gekom en vir hom gesê, vervloek is die aarde om jou ontwil. So vandag bly ons op 'n vervloekte, gebroke skepping, maar gelukkig Jesus Christus na wie Paulus verwys as die laaste Adam, wat gekom het om te kom regmaak wat die eerste Adam aangevang het. God het 'n mens geword, een van ons bloed, om daai vloek wat uitgespreek is oor hierdie heelal op hom te vat, die dood te oorwin aan die kruis met sy bloed daarvoor te betaal, op te staan en vir ons die belofte te gee dat eendag gaan dit alles weer herstel word. En dis die groot prentjie van Openbaring. Dit sê ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En dan die laaste hoofstuk van Openbaring sê daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Nou waar kom hierdie vloek vandaan waarvan Openbaring praat? Die laaste hoofstuk van die Bybel, waar kom daai vloek vandaan? Van Genesis, reg in die begin.
Jy sien, dames en here, indien ons glo in iets soos evolusie of in miljoene jare, dan sit ons met 'n teologiese probleem. Want dan vernietig ons 'n Bybelse leerstelling. En daai Bybelse leerstelling sê vir ons, fisiese dood is die straf vir sonde. En dit het begin daar in die tuin van Eden, toe ons van daai vrugte geëet het. En dit is die fondasie van die evangelieboodskap. Dis hoekom Jesus aan daai kruis moes kom sterf het. So sien die ding is, as iemand nou glo in miljoene jare of in evolusie, dit gaan hom nie uit die hemel uithou nie. Dis nie wat ons sê nie, want ons glo dis deur geloof alleen in Christus alleen wat ons gered word. Maar as hy aan so iets glo, dan die probleem is, gaan so 'n persoon sukkel om die evangelieboodskap korrek te kan verduidelik en oor te dra aan iemand anders. Nou toe hulle daar in die tuin van Eden was en die duiwel uit die tuin uit gegooi is, uit die hemel uit gegooi is, toe sit hy daar en toe besluit hy, maar nou wil hy vir God terugkry. En die beste manier het hy gedink gaan wees, as ek die mens kan laat sondig teenoor hulle skepper, die mens, die toppunt van God se skepping, kom ek laat die mens rebelleer teen hulle skepper. En toe sit en dink die duiwel natuurlik, okay, maar as ek nou nie die eerste keer gaan slaag om hulle te laat sonde doen nie, dan gaan hulle waarskynlik nou nooit weer vir my luister nie. So ek gaan my beste aanvalswapen moet gebruik om vir Adam en Eva te oortuig om sonde te doen. En wat was sy beste aanvalswapen gewees? Hy doen dit nou nog, wat sy beste aanvalswapen? Twyfel. Is dit regtig so? Kyk 'n bietjie wat het gebeur. God het vir hulle gesê, moenie van daai vrugte eet nie. Wat het die duiwel gesê? Dan na Eva gekom en vir haar gesê, het God regtig gesê dat julle sal doodgaan? Twyfel gesaai. En twyfel lei tot ongeloof. Selfe ou duiwel, selfe ou taktiek. Hy kan niks nuuts uitdink nie. Vandag kyk ons na hierdie geologiese rotslae, hierdie canyons. Wêreld sê vir ons is miljoene jare oud. God het gesê dat in 6 dae het hy die heelal gemaak. Die duiwel kom na ons en sê vir ons, het God regtig gesê dat dit 6 dae was? Was dit nie dalk tydperke van miljoene jare nie? Twyfel, dames en here, lei tot ongeloof. Die ding is, as ek nie die Bybel aan die begin kan vertrou as die letterlike waarheid nie, hoekom gaan mense enigstens verder aan vertrou wat in die Bybel dan geskryf staan? So ek wil hierdie aanbieding opsom met hierdie diagram, hierdie prentjie. Dis 2 kastele. Aan die linkerkant kry jy jou kasteel van humanisme, sekulêre humanisme met sy fondasie. Die mens bepaal wat is reg en verkeerd. Ons maak die reëls. En dan jou Christelike struktuur met ons fondasie is God se woord wat natuurlik begin daar in Genesis met daai letterlike skepingsverhaal. Nou ons as Christene kyk na die wêreld en wat sien ons? Al hierdie probleme. Rasisme, homoseksualiteit, abortus, gebroke gesinne, pornografie. En ons voel maar ons moet iets hieraan doen. En dis reg, weet, dis 'n probleem, ons moet dit aanvat. Maar daai is nie die probleem nie, dames en here. Daai is die simptome van 'n fondasieprobleem. Die fondasie wat sê ons kan besluit wat is reg en verkeerd. Ons as mens kan die reëls maak. Nou as ons 'n struktuur wil vernietig, sê maar hierdie kerkgebou, as hy nou te oud is en hy moet nou afgebreek word, wat is die maklikste manier om 'n gebou af te breek? Baksteentjie vir baksteentjie daar van bo af of om 'n klomp dinamiet in die fondasie in te druk en hom op te blaas? Druk 'n klomp dinamiet in, dis baie makliker. Wie wat, dis wat die psalmdigter sê, daar in Psalm 11 vers 3. Hy gesê as die fondasies omgegooi word, wat kan die regverdige doen? So kyk 'n bietjie wat doen die wêreld? Waar fokus hulle aanval? Op ons fondasie. Wat is ons fondasie? God se woord. Van al 66 boeke in die Bybel, kan u dalk raai watter Bybelboek word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval? Nee. Genesis. Die heel eerste boek. Weet jy wat 'n hoofstuk van Genesis? Hoofstuk 1. Die begin van die Bybel, want die wêreld weet, as hy twyfel kan saai in mense se gedagtes wat in hy eerste hoofstuk van die Bybel geskryf staan, gaan daai mense outomaties alles verder aan betwyfel lees. So die wêreld is baie slim en ongelukkig ons as Christene van ons is vas aan die slaap. Ons is so gefokus op hierdie sogenaamde probleme. Ander ouens vernietig hulle eie fondasie. Hulle probeer die Bybel verkeerd bewys of hulle sê jy hoef nie alles te glo nie, letterlik die waarheid daar in die Bybel nie. So wat ons as Christene moet doen is, ons moet die raad volg van Jesaja 58 vers 12, waar hy geskryf het, herstel die fondasie. Ons moet terugkeer na God se woord, terugkeer na daai letterlike skepingsverhaal. Want as ons dit doen, dan kan ons 'n gesamentlike aanval loods op die wêreld se fondasie en hulle sê jy kan nie waarheid bepaal op jou eie nie. Jy het 'n eksterne skepper, wese God nodig wat die reëls maak. En as daai reëls daar is, dan beteken dit daar's goed so sonde en dan moet jy afsien van dit. Die ding is baie Christene besef nie hoe belangrik die boek van Genesis is tot die res van ons Christelike geloof nie. Alle Bybelse leerstellings, direk of indirek, gaan maar altyd terug na Genesis en spesifiek Genesis 1 tot 11 toe. Hoekom werk ons 6 dae van die week? Genesis 1 tot 11. Hoekom vat ons een dag in die week af? Genesis 1 tot 11. Hoekom dra ons klere?
Genesis 1 tot 11. Waar gaan die familie? Genesis 1 tot 11. Waar gaan die huwelik? Genesis 1 tot 11. Wat is sonde? Genesis 1 tot 11. Hoekom is daar dood in die wêreld? Genesis 1 tot 11. Hoekom het Jesus aan 'n kruis kom sterf? Genesis 1 tot 11. Kan jy sien hoe belangrik Genesis 1 tot 11 tot ons Christelike geloof is? Dit is van fundamentele belang om sin te maak van veral die evangelie boodskap wat later kom. Jy sien, as ons nie die Bybel aan die begin kan vertrou nie, hoe kan ons van mense van hulle verwag dat hulle enigiets verder aan moet vertrou? En dit is wat Jesus gesê het destyds. Hy het vir die mense gesê, as julle vir Moses geglo het, dan sou julle vir my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Is dit enige wonder wat mense vandag wat nie meer glo in 'n letterlike skepping nie, mense wat nie meer glo in 'n letterlike wêreld by 'n vloed nie, is dit enige wonder hulle betwyfel dinge soos 'n opstanding uit die dood uit of 'n ewige lewe waarvan Jesus gepraat het? Vinnig terug te kom na ons tydskrif toe, van alles wat ons nou al oor die laaste 45 jaar gepubliseer het, bly dit by verre die gewildste hulpbron wat ons het. En ons weet dis die beste ding wat ons uitgee, want mense hou aan om dit vir ons te sê, letterlik jaar na jaar na jaar. So wat die tydskrif doen is, dit gaan kyk na al die sogenaamde bewyse vir evolusie, wat jy elke dag op die televisie sien, op die radio van hoor, en die koerante van lees, en dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief skryf ons ouens eenvoudige artikels sodat u kan sin maak oor daai bewyse. Ons wys vir hoe dit beter inpas by Bybelse geskiedenis, en ons wys ook vir u al die swak plekke uit evolutionistiese argumente. En letterlik die grootste deel van hierdie aanbieding vanaand kom maar net so direk uit die tydskrif uit. So die tydskrif is altyd iets wat ons vir mense aanmoedig om aan gekoppel te raak, want jy weet, binne 'n week of twee dink ek gaan meeste van die goed, gaan jy vergeet wat ek jy gesê het vanaand, maar die tydskrif is iets wat gereeld na die huis toe gaan kom, die inligting in die woning gaan inbring en vir u op hoogte van sake gaan hou. En ons het oor die jare letterlik duisende lewensveranderende getuienisse van mense ontvang, juis as gevolg van die inligting in die tydskrif waaraan hulle blootgestel was. Nou die tydskrif is 'n kwartaal tydskrif, so jy kan inteken, daar's net 4 uitgawes en jy kan net inteken vir 'n jaar op 'n slag of vir 3 jaar op 'n slag. En soos jy kan sien, 'n 3 jaar inskrywing werk term so 'n bietjie goedkoper uit. En as jy gaan inteken op die tydskrif, gaan jy dit gratis en verniet digitale formaat kan ontvang. So dan gaan ons dit vir u per e-pos aanstuur en daai e-pos kan jy dan aanstuur na 4 ander mense. So jy kan die kinders inteken, die kleinkinders, vriende en familie elke keer vir of 'n jaar op 'n slag of vir 3 jaar op 'n slag. Jy kan ook via die internet gaan inteken. Mense wat ingeskakel is kan by webtuiste.creation.com daarop gaan inteken. Waarom dit u nou moeite gedoen het om vanaand na my te kom luister, is daar 'n spesiale aanbieding vir u. As u vanaand by my gaan inteken, gaan u 'n paar gratis geskenke kry. As u vir 'n jaar gaan inteken, gaan ek vir jou gratis teruggedateerde tydskrif alreeds vanaand in die hand stop, omdat ons wil hê moet van so gou as moontlik begin lees en begin blootgestel raak aan hierdie inligting. En as jy vir 3 jaar gaan inteken, gaan u 2 gratis geskenke kry. Nou daar is nou ongelukkig 'n bietjie slegte nuus, nie net vir die Namibiërs nie, maar ook vir die Suid-Afrikaners. Nog die afgelope 20 jaar stuur ons die tydskrif uit met die Suid-Afrikaanse poswese. Nou ek weet nie of jy al gehoor het, daar is nou nie eintlik meer 'n poswese in Suid-Afrika nie. So ons kan nie waarborg dat jy die tydskrif kry nie. Dis die eerste probleem. Die tweede probleem is die Namibiërs gaan ongelukkig $80 'n jaar ekstra vir die posgeld moet betaal. So dan raak dit 'n bietjie duur en ons kan nie waarborg jy gaan dit kry nie. Daarom het ons hierdie opsie ingebring. Dan kan u net elektronies inteken. So dan gaan u dit definitief ontvang. Dis min of meer halfprys wat hy gaan uitwerk. Ek gaan dan nie 'n gratis tydskrif vanaand vir u gee nie, want u gaan al reeds die nuutste elektroniese uitgawe waarskynlik Dinsdag ontvang, wanneer ek die papierwerk terug het daar by die kantoor in die Kaap. Maar ek het ou tydskrifte saamgebring en hoe meer mense koop, hoe goedkoper raak dit, want ons ouer garde, weet ons hou mos maar van 'n fisiese boek vas te hou en te lees. So kom gesels maar met my na die tyd. Vormpie wat ons nou gaan sirkuleer, lyk so, al wat jy hoef te doen is dui net vir my u keuse aan. Hierdie ou soek nou die snailmail poskantoor uitgawe. So jy merk dit net af 1 jaar of 3 jaar in die pos, 1 jaar of 3 jaar in die pos en dan vul jy vir my u besonderhede in. As u dit net elektronies wil hê, dan maak asseblief seker u e-posadres is daar. U hoef dan nie vir my daar 'n posadres te skryf nie. En dan merk jy dit net af aan hierdie kant. 1 jaar of 3 jaar digitaal, 1 jaar of 3 jaar digitaal. Dan sal jy sien, daai is 'n afskeerstrokie, maar ons is min genoeg, so u hoef dit nie af te skeer nie. Maar voordat u huis toe gaan vanaand, kom maak dit asseblief by my 'n draai daarvoor dat u kan betaal en die gratis geskenke ontvang. Ek vat nou Namibiese dollar, ek sal dit weer ruil vir rand voor ek oor die grens gaan. En dan het ons ook ons bankbesonderhede saamgebring. Eintlik is 'n vriend van my in Windhoek. Hy dink hy's by wat se Windhoek Bank Windhoek, daai ene. Hy het 'n rekening daar. So dis sy rekening waaraan jy dit kan inbetaal.
So dis 'n Namibiese rekening, gaan baie maklik wees en dan sal hy aan die einde van die maand of volgende maand as almal se geld en dis gaan hy net daai bedrag vir ons oorbetaal. So dit sal dan die maklikste werk. So terwyl die vormpie sirkuleer, gaan ek gou vir u vinnig wys die tipe goed wat u kan verwag om te vind in die tydskrif. Oor die jare het ons selfs al artikels gehad van Namibië. Ons het so 'n paar jaar gelede die spoeldiamante by Oranje Moed en diamante by Botswana het ons gaan laat toets vir radioaktiewe koolstof 14 om te kyk of daar radioaktiewe koolstof 14 in dit is. Nou basies hoe dit werk, as jy iets toets en jy vind radioaktiewe koolstof 14 in die ding, beteken dit die item wat jy toets kan nie ouer as 'n maksimum van 50.000 jaar wees nie. Nie miljoene nie, 1000 jaar. Want radioaktiewe koolstof 14 verval baie vinnig terug na stikstof toe totdat daar niks oor is nie. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld 'n diamant toets en jy kry radioaktiewe koolstof 14 in die diamant, kan die diamant nie ouer as 'n maksimum van 50.000 jaar wees nie. En ons het in al die diamante van Oranje Moed en Botswana radioaktiewe koolstof 14 gekry. Die wêreld leer vir ons dat 'n diamant miljarde jare oud is. Maar omdat daar radioaktiewe koolstof 14 in dit was, beteken dit kan nie so oud wees nie. Maksimum 50.000 jaar. Hulle vind deesdae in sekulêre universiteite konstant radioaktiewe koolstof 14 in dinosaurus fossiele, olie, steenkool en diamante. Wat geologies gesproke sê, daai goed kan nie miljoene en miljarde jare oud wees nie. En dan was dit, ek dink in 2014, het ons 'n hele artikel gehad oor die Visrivier Canyon in Namibië. En dan het ek so 'n klompie boeke saamgebring. Daar's baie meer beskikbaar op ons aanlyn winkel. Mense wat inluister, kan dit bestel by creation.com. Ons kantoor sal dit vir u aanstuur, maar dan gaan u ongelukkig ekstra vir die koerierdiens moet betaal om dit by u te kry en u gaan invoerbelasting moet betaal. As ek die boeke oor die grens bring elke keer, dan vat dit my omtrent 3 ure se gesukkel, maar ons vat die invoerbelasting op ons en ons sit dit nie by die pryse by nie. U betaal letterlik dieselfde pryse as die Suid-Afrikaners. So jy gaan dit nie goedkoper kry as vanaand nie. So ek het so 'n klompie saamgebring. Ek dink die belangrikste boekie wat ons het is die Rooie, spesiaal in Afrikaans vertaal, 60 van die mees algemene vrae wat ons oor die afgelope 45 jaar wêreldwyd gevra is, word in daai een boek beantwoord. Waar het Kain 'n vrou gekry? Waar pas die dinosaurus in die Bybel? Waar kom die verskillende rasse vandaan? Hoe het Noag die diere op die ark gekry? Wat het van die water na die vloed geword? Wat van kontinentale drywing? Waar pas 'n ystydperk in die Bybel? Wie het vir God gemaak? Nommer 1 vraag wat laerskoolkinders vir ons vra, jy weet, waar kom God vandaan, oom? En waar is al die mensfossiele as daar dan 'n wêreldwye vloed wat enigiets waaraan u kan dink word in daai een boekie beantwoord. Langsom lê 'n hoopie blou boeke. Dis ons mees gewilde skepingsboekie van alle tye. Hy's destyds deur ons hoofwetenskaplike geskryf wat gefokus het op al hierdie sogenaamde bewyse vir evolusie, byvoorbeeld die missing links wat nou nog missing is, sogenaamde walvis-evolusie wat konsuis plaasgevind het, mens-evolusie en een vir een wys vir u baie eenvoudig die swak plekke in daai evolutionistiese argumente uit. En wat ek spesifiek hou van die blou boekie, dis tans die goed wat matrieks op skool geleer word, biologie en eerstejaar BSc op universiteit. So as jy dalk 'n kind of 'n klein kind het wat in die natuurwetenskap rigting wil gaan studeer, kry dan asseblief ten minste net vir hulle die blou boekie vanaand, dat hulle nie op universiteit kom en hulle geloof loop staan en verloor nie. En dan het ons hierdie aanbieding. As jy nou beide boekies vanaand gaan koop, dan gaan jy dit op afslag kry en dan die praatjie wat ek 9 jaar gelede hier gedoen het, kan jy dan gratis en verniet in Afrikaans digitaal vanaf ons webtuiste gaan aflaai. Ons het so 5 jaar gelede by 'n gemeente in die Kaap laat opneem en dan kan jy dit aflaai op die rekenaar en bietjie aansteek vir jou vriende en familie en vir hulle wys waarop hulle uitgemis het. Dan het ons nou vir die groter mense al 7 van ons met my groot mensboeke het ons al in Afrikaans vertaal. Dit sluit weer die rooi en die blou in. Dis so 'n stelletjie wat daar lê. So as jy al 7 daai boeke gelyk koop, kan jy lekker afslag op hom kry. En dan sedert ek laasie was, het ons intussen ons kinderboeke in Afrikaans vertaal. Nou ons teken ons kinderbybelprentjies reg. Het jy al ooit 'n kinderbybelprentjie gesien van Adam en Eva in die tuin van Eden met 'n dinosaurus daar in die tuin? Jy sien dit nie. En die rede hoekom ons nie sulke prentjies sien nie, is baie eenvoudig om te verklaar. Die kunstenaars gebruik hulle verbeelding, teken hoe lyk dit daar in die tuin van Eden en dan dink hulle, maar die wetenskaplikes sê dinosaurus het miljoene jare gelede uitgesterf. Hulle kon nie in die tuin van Eden wees nie. Dis hoekom hulle nie geteken word nie. Ons teken Noag se ark die regte grootte. Hoe lyk hierdie kinderbybel arke? Dis ons altyd so 'n omgedopte bad en dan die kameelperdnekke wat daar bo uitsteek en die olifant wat hierdie kant oor hang. Waar staan dit in die Bybel? Wat sê die Bybel? Die ark was 140 meter lank, 23 meter breed, 13 meter hoog en hy het 3 verdiepings gehad. Dames en here, ons teken dinosourusse op ons ark. Want wat sê die Bybel?
Alle landlewende diere het op daai ark gegaan, nie waar nie? Maar nou sê die mense vir ons, ja, maar dinosaurus is te groot, hy gaan nie op die ark pas nie. God het nie die grootste diere na die ark gestuur het nie. Ons vermoed hy het jong diere gestuur, want jong diere is mos kleiner, so hulle vat minder spasie op, hulle weeg minder, hulle eet minder, daar's minder ontlasting wat jou skoon te maak, hulle hanteer makliker, jy kan in hokke sit, hy hokke op mekaar sit, hulle herstel vinniger van siektes en gebreekte bene ensovoorts, maar die nommer 1 voordeel van jong diere is, hulle gaan baie langer kan leef na die vloed. Want die idee met die ark was, oorleef die vloed en plant voort. Dit is amper klaar. Laastens wil ek maar net weer eens ons wet. God was daar en hy het dit neergeskryf in die Bybel. Dis ook ek sê ons vermoed, want dit maak meer sin. Ja. Laastens maar net weer eens ons webtuiste creation.com. Vertel asseblief vir die mense van ons bediening. Jy kan van ons voorbidding doen, dit sal gaaf wees. Jy kan gaan kyk waar in die wêreld ons ouens oral hierdie aanbiedings doen. So dan kan jy miskien van die vriende of familie daar in die nabyheid van daai dorp 'n bietjie aanmoedig om na ons te kom luister. En dan laastens wil ek vir u aanmoedig om self na die webtuiste toe te gaan en van daai artikels te gaan lees. So 'n week byvoorbeeld. Nie net om antwoorde te kry op die vrae nie, maar om beter toegerus te wees om die evangelie boodskap meer effektief in hierdie sekulêre wêreld uit te dra. Ek sluit af met die woorde van Paulus in Romeine 10, waar hy gesê het, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Nou goed, ek weet nie of daar dalk vrae is uit die gehoor nie. Dit is nou 'n mondvol wat ek hier gepraat het vanaand. Maar miskien iets wat jy nog altyd oor gewonder het, miskien ja, iets wat ek nou nie hier genoem het vanoggend nie, maar vanaand, iets in Genesis 1 tot 11. Miskien weet Kain se vrou of die rasse of die dinosourusse, dateringsmetodes, ons kan dalk 'n bietjie daarna kyk. As daar brawe mense is wat 'n vraag wil vra. Ek kan gerus vir ons sê waar kom Kain se vrou vandaan? Kain se vrou, daai antwoord is in die rooi boekies. Jy kan nie die rooi boekie koop nie, ek spot so net. Kom ek wys vir jou, dit staan in die Bybel, maar ons het net al 100 keer daaroor gelees sonder om dit te besef. Die ding is met daai ene Kain se vrou. Mens moet lees tot by Genesis 5 om die antwoord te kry. Nou die versie wat my altyd die mekaar gekrap het was Genesis 4 vers 14. Toe Kain sy straf gekry het by God, het hy gesê, 'n swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan. En ek het nou altyd gedink, okay, die elkeen, God het seker nou maar nog mense gemaak. Weet nie of u al so gedink het nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woord. Die woord sê vir ons onteenseglik, God het net een mens aanvanklik gemaak, Adam. En selfs uit Adam het Eva gekom. En dit is wat Paulus geglo het. Hy skryf in Handelinge 17 vers 26, God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. So Eva was basies 'n kloon van Adam. Selfe bloed, selfe genetika, alles. Sy het net 'n XX kromosoom gehad om te sê sy's 'n vrou en hy het 'n XY kromosoom gehad om te sê hy's 'n man. Adam het gesê, het sy vrou Eva genoem, maar die woord Eva beteken die moeder van al die mense. Maar nou kom ons by Genesis 4, en nou staan, en Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk, in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. So Set is eers gebore nadat Kain vir Abel doodgeslaan het. So as ons kan gaan uitwerk wanneer Set gebore is, dan gaan ons weet wanneer het Kain vir Abel doodgeslaan. Nou moet ons gaan na die geslagsregisters, en dis in Genesis 5, die hoofstuk wat ek dink niemand lees nie, want dis maar vervelig, né? Die ou was die ou se seun, hy is dood en hy is so oud, en die ou was die ou se seun. Kyk 'n bietjie wat staan daar. Genesis 5 vers 3 sê, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. Nou daai was regte jare gewees. Jy sal sien, na die vloed, was daar 'n drastiese afname in ouderdomme, tot waar ons basies nou min of meer vandag is. Maar voor die tyd het God, hoekom weet ek nie, maar hy toegelaat dat daai mense tot omtrent 1000 jaar oud geword het. So, Set is eers gebore na 130 jaar. So, Kain en Abel was daar, en toe 130 jaar later, toe Kain vir Abel doodgeslaan, en toe is Set gebore. Maar kyk wat sê die volgende versie. En die dae van Adam na die geboorte van Set was nog 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So, Kain en Abel was die eerste twee, toe vir 130 jaar het hulle boeties en sissies gehad. Na 130 jaar het Kain eers vir Abel doodgeslaan. Toe is Set gebore. En dan staan daar Kain het 'n vrou gevat en weggetrek na die land toe. So met wie het hy waarskynlik getrou? Hy moes, want daar was niemand anders nie. Nou as jy dit sê, dan sê die mense, ja, maar is sonde en is bloedskande. Daai tyd was dit nie. Die wet is eers vir Moses in Levitikus gegee dat naby familie van nou af nie meer mag trou nie.
Dit ons almal is familie van mekaar. Die hele wêreld gaan terug na Adam en Eva. So letterlik, as ons getrou het ons al met 'n familielid getrou, maar hopelik was dit 'n ver langs 'n familielid gewees. En die ander ding is, die rede hoekom God daai wet ingestel het, is 'n genetiese rede. Ons weet vandag, as Boetie en Sissie moet trou, is die kans baie hoog dat hulle kinders met gebreklikhede gebore gaan word. Ek weet enige boer weet, jy kan nie al mekaar die Boeties en die Sissies bymekaar bring, jy moet gene van buite af inbring. So Adam en Eva het 'n suiwer genetika. Al die diere, al die organismes het 'n perfekte suiwer genetika aanvanklik gehad. Geen mutasies nie. Maar as gevolg van die vloek, die sondeval, het mutasies in ons genetika en in die diere en die plante se genetika ingesluit en dit word huidigelik oorgedra in die mens van een generasie na die volgende generasie teen 'n tempo van tussen 'n 60 en 'n 100 genetiese foute. Byvoorbeeld my dogtertjies by die huis het basies 100 meer genetiese foute in hulle liggame as wat ek het, maar hulle 200 meer as hulle oupa, 300 meer as hulle oupa grootjie. So jy begin met Adam en Eva suiwer genetika. As gevolg van die sondeval het mutasies begin insluit. So hulle kinders, Kain en Abel, hulle het maar so 'n paar mutasies gehad. Adam hulle se kleinkinders so bietjie meer, agterkleinkinders 'n bietjie meer, agterkleinkinders 'n bietjie meer. Maar hier teen die tyd van Moses, toe het God besef, dit raak nou regtig 'n probleem. Toe sê net vir Moses, sorg dat naby familie wegbly uit mekaar. Hy kon nou nie vir hom sê as gevolg van 'n genetiese probleem waarmee ons sê Moses sou nie weet waarvan hy praat nie. So nou as ons teruggaan na Genesis 4 toe, waar Kain sy straf gekry het, staan daar 'n swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan. So nou weet hy waarskynlik verwys, wie wou hom doodmaak? Sy broers en susters, want hulle was uit op wraak. Ja, maar jy moet nie doodgeslaan, nou gaan ons vir jou kom doodslaan. En toe het hy besluit, hy gaan hom maar wegtrek na die land van Nod toe. So alle mense op aarde is geneties bewys, ons leer dit vir die kinders op skool en universiteit, alle mense gaan terug na een man en een vrou. Ek glo dis Adam en Eva van die Bybel. Die Bybel sê aanvanklik het hulle seuns en dogters gehad en dan kom ons by Noag en sy familie en hy het 3 seuns gehad en 3 skoondogters en Genesis 9 vers 19 sê uit Noag se 3 seuns is die hele wêreld herbevolk. So alle mense op aarde gaan nie net terug na Adam en Eva nie, ons almal gaan ook terug na Noag en sy vrou. En natuurlik een van die 3 seuns. So dis die geskiedenis daar. Maak dit sin? Wat sê jy? Ek sien jy het nog een dag gehad. Ekskuus, dis nog vir my interessant. Wat moet ek aangaan? Een van jou klips wat jy daar gehad het, die teken van Kain. Ja, Vertel vir my 'n bietjie meer. wat was dit? Jy moet kyk na die Hebreëse woordjie, dis die Hebreëse woordjie ot. En dis dieselfde woordjie wat gebruik is toe Rahab die spioene by die venster laat uitgaan het, daar by Jerigo. Het sy gesê, nee, hulle het vir haar gesê, jy moet 'n teken, die rooi tou sal 'n teken wees, en dis dieselfde woordjie ot. So, dis een of ander teken, maar ons weet nie wat dit is nie, maar dit moes iets wees, waarskynlik in Kain se geval, wat sigbaar was. So, ons weet nie of dit 'n fisiese merk was, of wat die storie was nie, maar dit is basies wat dit was. Dit was iets sigbaar, maar ons weet nie wat dit was nie. Dis maar basies wat daai enetjie gesê het, ja, Kain se merk. Iemand het nogal lanklaas my gevra. Maar dit was definitief 'n sigbare ding wat mense kon sê, "Wow, daai ou is die gemerkte ou. Ons moet wegbly van hom, anders gaan dit hoeveel 7 maal erger op ons plaas vind." Wat sê die Bybel nou? Miskien nog iets, iemand 'n vraagie? Ja. Wie se Genesis geskryf? Hulle vermoed dat Moses was die redakteur gewees. Dat hy het dalk al geskrifte en goed gekry wat sê nou maar Adam hulle of Methuselah of Noag hulle kon geskryf en 'n rekord gehou het, dat hy die goed net bymekaar gesit het en dit kronologies die eerste 5 hoofstukke, hy was die redakteur gewees basies. So hy het dit bymekaar gesit. Moses was nie met die skepping daar. Nee, Waar het sy inligting? waar het Moses al sy inligting gekry? By God. Was maar by God gewees, ja. So ons vermoed Moses was die eerste ou wat geweet het wat 'n week was. Want Adam het geweet wat 'n dag. Weet jy, as God vir hom sê oor 3 dae kom maak ek weer 'n draaibeer, dan het hy geweet die son kom op, son gaan onder. As God vir hom sê oor 'n maand gaan ek weer na jou kom, dat hy mag vir die maan gekyk, van een volmaan na die volgende volmaan, is min of meer 'n maand. Jaar is van die een seisoen na die volgende seisoen. Maar as God vir vir Adam moes sê oor 'n week gaan ek weer by jou 'n draai kom maak, dan Adam nie lekker geweet wat dit is nie, want hy het nie geweet dit was 6 dae plus die 1 dag nie. Dit lyk asof Moses die eerste ou was en dis waar die werksweek begin het. Begin met die 10 gebooie. Staan dit iewers in die Bybel dat God sê, ek het die dag die aarde in 6 dae. Ja, in die 10 gebooie. Dis die enigste deel van die Bybel wat hy self geskryf het. Die res het hy vir mense gegee wat hom geskryf, maar daar het hy self geskryf. In 6 dae het the Lord God created the heavens and the earth. Dis die 4de gebod. Dis waar dit vandaan kom, ja. So ek sê altyd vir die mense, hoekom het God so lank gevat? Het jy al ooit daaroor gewonder? Kan God nie al in 6 sekondes gemaak het nie?
Kan hy dit doen? Natuurlik, hy kan enigiets doen. Hoekom het hy dit uitgestrek oor 6 lange dae? Wie weet? Want hy het 'n voorbeeld vir ons gestel. Hy hoef dit nie te gedoen nie. Hy hoef nie te gerus het nie. God het nie rus nodig. Hy word nie moeg nie. Maar hoekom het hy dan die dag afgevat? Hy het na Moses gekom en vir hom gesê, dis wat ek gedoen het en dis wat ek wil hê julle as mense van nou af moet doen. Werk vir 6 dae en vat 'n dag af. Die mens het letterlik, ons het rus nodig. Dis 'n Bybelse beginsel om te rus. So ek sê altyd vir die mense, as ons nie op 'n Sondagmiddag slaap nie, dan doen ons sonde. So ons moet op so 'n bietjie gaan rus daar op 'n Sondag. Ja. Die Kenyans. Ja. Mense sê dat dit geskep is met die vloed. Ja. Die grootvader van die moderne wetenskap, Isaac Newton, Louis Pasteur en hulle daar 200, 300 jaar gelede het hulle ook canyons gesien, hulle het ook rotslae gesien, maar 'n ou soos Newton het nooit na rotslae staan en kyk en gesê dis miljoene jare oud nie. Newton het altyd gesê die rotslae is net 'n paar duisend jaar oud, want Newton het geglo die rotslae is neergelê met die vloed en die canyons het gevorm met die vloed 4.500 jaar gelede. Dis wat hy geglo het. Maar ons word deur die wêreld geleer, die evolusioniste sê vir ons, elkeen van daai dun, fyn sedimentêre rotslaagies is so stadig neergelê oor 'n tydperk van 'n jaar of iets in die lyn. So as jy na 'n rotswand of 'n kraans kyk en jy sien hierdie miljoene fyn laagies, beteken dit het oor miljoene jare op mekaar is dit gevorm. Maar die vraag is, niemand was daar om dit waar te neem. So dis hulle interpretasie van die bewyse. Newton het weer gesê, nee, ek gaan my denkwyse by die Bybel begin. Daar was 'n wêreldwye vloed wat vir jou sê daar was baie water en geologiese aktiwiteite, ondergrondse waterfonteine wat net meer logies is dat al hierdie, want dis gewoonlik so horisontaal wat dit op mekaar lê, al die rotslae. So dis wat hulle geglo, daai rotslae het gevorm met die vloed en na die vloed, een van die psalms sê God raised the mountains and he pushed down the valleys. So die water het van onder die aarde uitgekom, maar dit het nooit teruggekeer nie. Ek sê vir die kinders, as julle al geswem, wie van julle het al geswem in die see? Almal steek hulle hand op, dan sê ek vir hulle, julle het letterlik geswem in Noag se vloedwater. Die water het nooit teruggekeer nie. Ons ouens raai wiskunde sommetjies gaan doen. As jy al die water op die aarde se oppervlakte vandag uitwerk hoeveel dit is. Jy sit dit daar een kant in die ruimte en jy vat die aardbol, die harde aarde, jy druk al die kontinente en berge plat, jy lig al die canyons op, jy maak hom koel rond soos 'n tafeltennisbal. En jy sit al daai water terug op die aarde, gaan jy wêreldwyde oseaan hê wat amper 3 kilometer diep is. Dis hoe baie water daar op die aarde se oppervlakte lê. Dis hoekom die Psalm sê God raised en hy die kontinente net hoër uitgelig. Die Mariana Trog is die diepste punt in die oseaan. Hy's 11 km diep. Jy kan vir Mount Everest daarin gooi wat 9 km hoog staan, hy gaan nie eens uitsteek nie. Dis hoe diep die oseaan is. So daai water het nooit teruggekeer nie. So dit is wat Newton hulle gesê het, met al daai geologiese aktiwiteit in die water en so aan het die rotslae neergelê. Fossiele het gevorm. Ons glo die oorgrootste meerderheid van fossiele het gevorm met Noag se vloed en dan die canyons het waarskynlik gevorm met hierdie afloopwater van die kontinente. Jy het net daai canyons oopgeruk binne 'n dag of 2 se tyd kon dit gebeur het. Maar ons word deur die wêreld geleer die huidige tempo is stadig oor miljoene jare so eensaam korreltjie op 'n slag. Maar jy kan 'n canyon so vorm seker, ek weet nie, maar jy kan hom ook baie vinnig vorm deur 'n massa water daar in daai vallei te laat afhardloop waar jy hele canyon gaan oopbreek in 'n dag se tyd. So dit is al waargeneem bietjie op 'n kleiner skaal dat van hierdie goeders gevorm het. Nog ietsie miskien? Nou maar baie dankie dat u 'n koue aand opgeoffer het om te kom luister na my. Jy word ingeteken op die tydskrif, onthou net om 'n draai by my te kom maak en dan kan jy letterlik enige van die boeke vanaand vat, dan sal ek net die bankbesonderhede saamgee en dan gee ons vir die mense altyd so tot die einde van die maand toe om te betaal. So jy's meer as welkom om hier voor te kom kyk. Dan sê